Goeiemôre geliefdes. Dit is 'n voorreg om vandag saam met julle te wees. Lewe se storms kan dikwels oorweldigend wees, maar ek wil julle herinner dat nie elke storm jou lewe bedoel is om jou te benadeel of jou vrede te ontwrig nie. Soms is daar storm daar om die pad oop te maak vir die ongelooflike reis wat voorlê. Geliefdes, kom ons kyk na ons tema vir hierdie motiveringsweek. Nie alle storms is daar om jou lewe te ontwrig nie. Soms is daar om jou pad vorentoe oop te maak. Kom ons lees saam uit die boek van Romeine hoofstuk 8 vers 28 wat soos volg lees. En ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, wat volgens sy doel geroep is. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, as hierdie woord jou bemoedig, onthou om te like, te deel en in te teken, sodat jy gekoppel en aangemoedig kan word op jou reis. Geliefdes, die storms in die lewe bring dikwels chaos, onsekerheid en vrees. Maar God gebruik daardie storms om die pad vir die toekoms wat hy vir ons in gedagtes het, oop te maak. Soms 'n storm die lug skoonmaak en die omgewing verfris. Laat God ons deur uitdagings gaan wat dalk destruktief mag lyk, maar wat eintlik ons pad opruim vir groter dinge. Geliefdes, dink aan die Israeliete in die woestyn. Hulle reis was vol moeilike tye, maar dit was nodig vir hulle om daardie sukses te ervaar, om die beloofde land te bereik. Die storm het nie hul toekoms vernietig nie. Dit het dit gevorm. Geliefdes, kom ons kyk. Wat kan ons doen omtrent die hoofstuk wat ons nou net gelees het? En ek het die volgende 3 punte hierso. Vertrou op God se plan. Selfs wanneer dit voel of jou lewe in chaos is, moet jy vertrou dat God die storm gebruik om sy goeie doel in jou lewe te bring. Die tweede punt. Soek die pad vorentoe. In plaas daarvan om te fokus op die vernietiging van die storm, soek die nuwe pad wat God vir jou aan die gang gesit het. Daar is 'n rede hoekom jy in hierdie seisoen voorberei word. Punt nommer 3 en die laaste. Sterkte deur toetsing. Onthou dat die storm van die lewe ons suiwer, ons geloof versterk en ons meer afhanklik van God maak. Geliefdes, ek wil jou vandag aanmoedig. As jy in die middel van 'n storm is, moenie moed opgee nie. Hou jou oë op die Here en vertrou dat hy die pad vir jou oopmaak vir iets groter in jou lewe. Geliefdes, kom ons bid saam aan die einde van ons motiveringsweek. Vader, ons dank U dat U selfs in die storm van die lewe by ons is. Ons lei in ons pad vorentoe. Vra wat U vir ons beplan het. Help ons om op U doel te vertrou, wetend dat alles ten goeie saamwerk vir ons. Versterk ons geloof en open ons oë
vir die maniere waarop U ons pad oopmaak. In Jesus se naam ons bid. Amen.